krag van sy opstanding. Almal van ons en elkeen van ons was geskaap om 'n opdrag te vervul. Almal van ons en elkeen van ons is gebore vir 'n doel. Amen. Almal van ons en elkeen van ons. Jy weet mos hoe dit is as ek sê almal, dan dink jy nie dis die hulle praat met die ou langs my. Nee. Almal van ons en elkeen van ons. Weet jy dat daar is iets wat die Here wil hê jy moet doen? Weet jy dat daar 'n opdrag van God is wat hy wil hê jy moet doen? Weet jy dat daar 'n plan van die Here is met jou lewe, dat jy nie maar net per toeval hier is nie. God het 'n plan vir almal van ons, elkeen van ons. Jy is nie maar hier per ongeluk. Jy is nie hier deur Woolsey se wind ingewaai. Jy is nie per toeval hier, jy is nie per toeval gered, jy is nie per toeval gevul en geroep nie. Daar's 'n goddelike opdrag met jou naam op. Almal van ons en elkeen van ons het 'n goddelike roeping. Jou plek en jou posisie is verbind. Waar jy is by die werk, by die huis, in die kerk, in die samelewing, in die praktyk. Dis verbind tot 'n plan en 'n opdrag wat God van ewigheid af al in sy hart dra vir jou. Ek wil dit weer sê. Waar jy geplant is, waar jy geposisioneer is, die plek waar jy funksioneer, die plek waar jy is verbind tot 'n opdrag wat van ewigheid af leef in die hart van God vir jou en vir my. Dit alleen is so groot dat ons dit eintlik nie eers met ons gedagtes kan uitdink nie. Ons kan nie eers so ver gaan om te besef dat die God van hemel en aarde wat 'n woord gespreek het, meer nog wat 'n mens uit die stof uitgeformeer het en 'n asem ingeblaas het, dat daardie God na jou en na my kyk en sê, ek het 'n plan met jou lewe. Daar's 'n opdrag wat deur jou uitgespreek is. En die opdrag is dit. Dis vir jou en my om te heers en in gesag te staan hier op aarde onder sy soewereine koningskap. As jy wil weet, maar wat is God se plan vir my? Wat is sy doel met my lewe? Dan is sy plan vir jou en die opdrag is duidelik, is om te staan in heerskappy en gesag te hê onder sy koningskap hier op aarde. Dit beteken God het my en jou nie geskep sodat ons maar net kan met die stroom saamgaan, nie net geskep sodat ons kan dink, maar ons sal maar kyk waar ons uitkom nie. Nee, God het jou geskape met 'n opdrag en die opdrag is heers. Dra autoriteit. Spreek met gesag. Leef onder die koningskap van sy soewereiniteit. En die opdrag het nie verander nie. Net omdat die omstandighede meer is en of die druk meer is, net omdat die wêreld lyk soos wat dit lyk, beteken dit nie die opdrag het verander nie. En nog meer, dit beteken nie die heerskappy van God se koningskap het vervlou nie. Dit is nog net so sterk, nog net so kragtig. Die opdrag het nie verander nie. Ons posisie het. Die opdrag het nie verander nie. Om te staan in heerskappy, dit het nie verander nie. Ons posisie het. Toe Adam en Eva gesondig het hulle posisie verloor. Hulle posisie van gesag en heerskappy was van hulle ontneem as gevolg van sonde. En dis wat sonde doen, hè. Dis wat sonde doen. Wat is sonde? Sonde is om die merk van God vir jou lewe te mis. Dis om die plan en die wil van God wat hy oor jou uitgespreek het, dis om daardie plan te mis. Mense gaan hulle hele lewe deur te sê, wat is die plan van die Here? Die plan van God is heers. Staan in sy naam, staan in die gesag van die Here. Wat is sonde?
Sonde is om daardie plan vir my lewe te mis. Dit speel uit in gewoontes-sonde, en dit speel uit in vlees, en dit speel uit in allerhande gewoontes en maniere en afgodediens. Dit speel uit op 'n klomp areas. But the ultimate is to miss the plan that God has set out for me and you. Dis wat sonde doen, dit stroop ons van ons posisie, ons heerskappy, ons gesag. Meer nog, dit beperk die hand van God in my lewe. Kan ek dit vandag sê, sonde beperk die hand van God in my lewe. Luister wat sê Jesaja 59:1. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Die sonde in my lewe, deur nie oor te gee aan sy wil en plan vir my lewe nie, beperk die hand van God in my lewe. Dis daai plek wat ek voel, maar die Here hoor dan nie, die Here kom dan nie vir my deur nie, die Here se aangesig is dan nie op my nie. Want sonde en ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen my en God. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en ons roem daarin. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword. En alhoewel die mensdom sy plek moes prysgee as gevolg van sonde, het God nie sy rug gedraai op sy plan met en vir die mens nie. Dit is amazing om te besef, dat alhoewel ons posisie, die mensdom, sy posisie verloor het God nie sy rug gedraai op sy plan nie. Weet dit vandag, God se plan sal tot uitvoer kom. In jou, deur jou, vir jou, en die grootste daarvan, dit het reeds in vervulling gekom. Ons het die tafel om daarvoor te wys. Ons het die kruis as heenwyse. Ons het die leë graf as teken. Maar ons het die skrif wat sê, hy sit saam met die Vader. Die regterhand van die Vader, ek en jy, kind van God, sit saam met hom in hemelse plekke. Weet dit vandag, God se plan sal tot uitvoer kom, sy soewereine doel sal bereik word. Ek het al gesien hoe mense nie daardie plan en opdrag van God uitleef, dan rig die Here ander mense op om dit te doen. Maar sy plan sal tot uitvoer kom. Jy sien, sonde en ongehoorsaamheid disposisioneer my, maar dit kanselleer nie God se soewereine plan nie. God sal dat sy plan tot uitvoer kom. En hierdie plan van God was eintlik van die begin af reeds in spel. Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van tyd gekom het, tydsberekening, het God sy seun uitgestuur. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Weet jy dat Jesus is op die regte bestemde tyd gekom? Hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, Jesus is op die regte bestemde tyd gekom. God het nie gekyk na die mensdom en sê, ja, weet jy wat, ek dink dis nou maar tyd, ons sal nou maar moet. Nee, op die bestemde tyd, die regte tyd. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, is gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Adam en Eva, as gevolg van sonde, verloor hulle posisie. Dan word 'n wet ingestel, en die wet is gerig om die mens met God te versoen, deur offers, en deur sekere weë. En die wet kon nie doen wat net Christus kan doen.
En hier kom Jesus Christus, om ons los te koop, vir die wat onder die wet is, om te sê, daar's 'n nuwe weg, daar's 'n beter manier, daar's 'n manier waar wanneer jy in my is, jy met die Vader versoen is. Om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hierdie gees van sy seun roep, Abba Vader, my Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar jy's kind. En as jy kind is jy dan ook erfgenaam van God deur Christus. Ek is nie meer diensknegt van 'n wet, om dit na te kom in die hoop dat ek met die Vader versoen sal wees nie. Nee, ek is nou 'n kind van God, omdat die gees van God binne my roep, Abba Vader. I'm not serving, ek is nie meer 'n diensknegt van die wet. I'm not serving the law anymore. I'm a child of God. Die bloed van Jesus. Eerstens, God se plan het 'n bestemde tyd. Dit help nie ons probeer dit forceer nie, né? Dit help nie ons probeer yster buig met ons hande en dink maar, ek gaan dit maar maak gebeur, want die Here het nou weer nie vir my deur gekom. Dit help nie, dit help nie ons probeer dit vooruit hardloop. Ons kan nie God se plan forceer of vooruit hardloop, net omdat ons ongeduldig is nie. Ek wonder hoeveel van die volk van Israel wat in die woestyn was, ek wonder van hoeveel van hulle was ongeduldig, 10 teen 1 almal. Dis hoekom hulle murmureer. Ja, Moses, jy het ons nou hier in hierdie godsverlate woestyn. Dit was vir ons beter onder die wet van die wêreld, as om te probeer die beloofde land in te gaan. En daar kom 'n plek waar ek en jy besef dat my ongeduld en my murmurering nie gaan maak dat God gaan afsien van sy tydsberekening vir my lewe nie. Dit is die Here wat deure oopmaak. Dit is hy wat geleenthede skep. Dis daarom dat ons op hom vertrou. Nie op mense nie. As jy vertrou op daai persoon by wie jy werk om jou raad te sien en vir jou 'n promosie te gee, is die kans dalk goed dat jy lank gaan wag. Want dis God wat deure oopmaak. Toe Dawid gesalf is as koning, het hy nie op die troon gaan sit nie, hy het teruggegaan, hy het gaan skape oppas, en later, toe hy moes kom om vir sy broers kos te bring, toe kyk hy en hy hoor nou, wat gaan hier aan? Toe gaan verslaan hy Saul se reus, Goliat, en die volk, wat God uitverkies het. Skep 'n platform waar hulle sê, Dawid, Saul het 1000, Dawid het 10,000 doodgemaak. So baie keer dink ons, maar ek moet nou touwtjies trek en goeders doen, en ek moet hierdie doen en daardie. Nee, God het 'n bestemde tyd vir sy plan op jou lewe. Al wat ek en jy moet doen is om hom te vertrou. Dis die Here wat deure oopmaak, dit is hy wat geleenthede skep. Ons wat in oorgawe stap in dit wat hy ons mee beopdrag het. Doen jy net wat God jou geroep het om te doen. Man, vir jou vrou, doen net dit wat God jou geroep het om te doen. Vrou, vir jou man, doen net dit wat God jou geroep het om te doen. Oorgawe tot sy plan en sy wil skep vir my en jou 'n plek van heerskappy. Ek kan staan op sy woord, want ek het vrymoedigheid omdat ek stap in sy plan. Amen. Jy wat by die werk is, jy wat in bediening is, jy wat in 'n gemeente is, jy wat deel is hier, doen net wat God vir jou geroep het om te doen. Moenie daarvan afwyk nie. God sal op die bestemde tyd sy plan tot uitvoer bring. Weet jy, kom voel die kerk soms vasgevang, want ons beweeg nie vorentoe nie, want ons doen nie wat ons reeds voorgeroep is om te doen nie.
Weet jy hoekom is die kerk leeg? Weet jy hoekom is die wêreld in 'n toestand? En die kerk voel, maar ons is besig om te stagneer, gelukkig nie ons nie, kerk is besig om te stagneer, kerke loop leeg. Hoekom? Want ons doen nie wat God ons geroep het om te doen nie. En dan kan ons nie verstaan hoekom is ons vasgevang. There's a spirit of consumerism that has taken hold of the church, where people say, what's in it for me? Terwyl God my eintlik my en jou geroep het om te sê, jy's net hier tot my eer. We give you all the glory and all the praise. It's not about me. It's not about me. Tweedens, die plan van God was om elke mens te herstel in sy en haar regmatige posisie. Om ons volle status as geregtig te herstel, en hierdie status is seuns en dogters van die koning, nie diensknegte van die wet nie. Dis ook die woord van die Here sê, wanneer jy gee, moenie gee uit dwang en droefheid nie, want dis wat die wet vra. Gee met 'n blymoedige hart, want kinders gee blymoedig vir hulle ouers. Nie as hulle klein is nie. Maar wag maar, tot alles hierbo ten volle ontwikkel het, dan kom jy agter, my jene, ek tog, die kind is 'n ander spesie, dan kom ek agter, hulle is ook maar mens. Wanneer ek vir my ma doen en gee, doen ek dit nie uit droefheid, uit dwang nie, ek doen dit vanuit 'n blymoedige hart, because I'm not serving something, I am walking in my position as son. En so werk dit ook met my en jou in die koninkryk. En Jesus is juis gestuur om ons weg en toegang na hierdie koninkryk te dien. My en jou geloof in Christus Jesus as die Seun van God, die volmaakte offer wat van ons sonde en ongeregtighede gesterf het, is die deur waardeur ons toegang verkry tot die koninkryk van God. Jesus was nie net die toegang na die koninkryk nie, maar ook die boodskapper wat die koms van God se koninkryk aangekondig het. Inteendeel, dit was sy intree boodskap. Jy weet mos wat is 'n mission statement? Elke werk, elke plek het mos 'n mission statement. Dit klink baie mooi as jy dit so in Afrikaans sê, mission statement. Ons weet mos 'n mission statement sê presies hoekom is ons hier en wat doen ons hier? Hier's my en jou vraag. Wat is die mission statement van jou lewe? Waarvoor staan jy? As mense jou teenwoordigheid moet opsom, sal hulle presies weet waarvoor jy staan en hoekom jy hier is, of is daar baie twyfel rondom jou? Jy sien, my lewe moet 'n mission statement hê, en my mission statement is, God het my geroep om te heers en te triomfeer in Christus Jesus. God het my geroep as seun en dogter van die Allerhoogste in Christus Jesus. Ek wonder as mense na hierdie gemeente, as mense na jou en my kyk, kan hulle presies weet waarvoor jy staan? Of is daar twyfel? Hoekom is hy hier? Wat doen hy hier? Baie keer wil ons so baie in ander mense se baan hardloop, en ons wil so baie alles wees vir almal, dat ons op die ou end niks is vir niemand. Bly in jou baan. Bly in God se plan vir jou lewe, bly in die opdrag, bly in dit wat God jou geroep het om te doen, bly in dit wat hy jou vooraangestel het, binne die gemeente, binne jou huisgesin. Sal ons minder op mekaar se tone trap. Hier is Jesus se mission statement. Matteus 4 vers 17, want van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hierdie is geskryf direk nadat Jesus uit die woestyn uitgekom het nadat hy gedoop is. Jy onthou, Jesus was gedoop, toe hy die water uit opgekom, die woord van die Here sê, en hy is dadelik in die woestyn ingelei deur die Heilige Gees. Daar was hy 3 maal versoek gewees. En toe hy uit die woestyn uitkom, was dit sy eerste woorde, waarmee hy sy mission statement kon bevestig het by die skare en binne die kerk. Hierdie is geskryf omdat dit Jesus se opdrag was. Jesus se opdrag was tweeledig. Eerstens,
om aan te kondig dat die koninkryk van God naby is. En tweedens, deur sy bloed toegang te bewerk tot hierdie koninkryk. Dit was Jesus se opdrag. Dit was Jesus se grootste doel. Dit was God se plan vir hom. That was his mission statement. Eerstens om aan te kondig, die koninkryk van die Here het naby gekom. En tweedens om deur die bloed van Christus, hierdie volmaakte offer, vir my en jou toegang te gee tot hierdie koninkryk. En dan die vraag, toe Jesus in Nasaret aankom, en in die sinagoge ingaan, het die volgende gebeur. Want jy sien Jesus, as hulle vir hom vra, maar hoe werk dit? Hierdie koninkryk van die Here het naby gekom. Hoe werk dit? As dit die vraag op die tafel is, kom Jesus en hy breek dit vir hulle oop. Woord van die Here sê, Lukas 4 vers 17. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. Hier kom Jesus binne die kerk. Hy kom in die sinagoge. En hulle gee vir hom 'n boek om uit te lees. En die boek is die boek van Jesaja, die profeet in die Ou Testament. En hy maak die boek oop, en die volgende gebeur. En toe hy die boek oopmaak, luister hierso, kry hy die plek waar geskrywe is. Jy moet weet waar jou mission statement geskryf is. Jy moet weet waar dit is wat God se plan en opdrag vir jou lewe is. Ons kan nie God se plan net sien as 'n universele haalgeweer motief. Ons sal iets doen en kyk of ons iewers tref nie. Dan moet 'n gefokusde laaste wees. I must know why I am here. Ek moet weet hoekom is ek hier. Want Jesus het geweet hoekom hy op die aarde is. Hulle gee vir hom die boek Jesaja en hy maak dit oop en ek kan sommer net myself in my gees ook sien hoe Jesus die boek oopmaak en hy blaai en hy gaan na die gedeelte en hy vind die gedeelte en die woord van die Here sê en hy kry waar dit staan. Beteken wanneer ek die Bybel lees, moet ek nie maar net 'n versie lees om my gewete te sus nie. Nee, ek moet dit lees met die hoop dat my mission statement, hoekom ek hier is, moet daar staan. Ek moet 'n woord van die Here hê. Baie keer beweeg ons en ons sê, pastoor, die Here lê op my hart, ek moet dit doen, dis God se plan vir my, maar het jy 'n woord vir dit? Want as jy dit in jou eie krag wil doen, gaan jy dit in jou eie krag moet in stand hou. Maar het jy 'n woord? Kry die plek waar geskryf is vers 18, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. En die armes is nie mense wat nie geld het nie, dis mense wat arm van gees is, want hulle is nog in die wet vasgevang. Ja. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Hoekom kan ek nie hierdie wet regkry nie? Hoekom kan ek nie met God versoen nie? Hoekom kan ek nie een wees met die Vader nie? Hoekom kry ek dit nie reg nie? Ek is verbryseld van hart. Jesus kom hy sê, weet jy wat, ontspan, kom ek genees jou. Want dis nie die wet wat jou met God versoen, dis die bloed wat jou een wees met God vier. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig, want die wet maak vas. En aan blindes herstel van gesig. Open the eyes of my heart, Lord, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Dis hoekom Jesus gekom het. Dis die uiteensetting van sy missie. Hier is sy verklaring. En aan die blindes herstel van sig. Weet jy hoekom sukkel ons soms om te glo dat Jesus Christus vir ons genoeg is, want ons oë word nog verblind deur die wet en ons eie werke en ons eie pogings in die hoop dat ons goed genoeg sal wees. Ek het nuus vir jou, ons is nie, Jesus is.
om in die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, want sonde breek my, in vryheid weg te stuur. Die woord van die Here sê, en die waarheid sal jou vry maak. Dit was die missie. Dit was die verklaring van Jesus Christus, om die waarheid so te verkondig, en dat dit so duidelik sal wees, dat daardie waarheid nie net goed is op die oor, goed is in die gedagte, maar dat dit jou menswees sal vry maak. That was his mission statement. En nadat hy die boek die gevangenes in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, tydsberekening. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif wat Jesaja gespreek het, in die Ou Testament, in julle ore vervul. Jesus het presies geweet wat sy opdrag is. Jesus het nie hier in die kerk gekom en toe hulle vir hom die boek van Jesaja gee, dink, hierdie versie is nogal mooi, dit kan nogal by my pas. Ek dink ek gaan hierdie versie vir my vat. Nee, Jesus het hierdie al geweet, nog voor die grondlegging van die wêreld. Nog voordat hy aarde toe gekom het Jesaja dit al geprofeteer, dat die Here, die Gees van die Here, is op my, omdat hy my gesalf het. En omdat Jesus daarin stap, is die skrif in die toeskouers se lewe vervul. Dit is nie andersom nie. Luister wat sê die woord, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Want Jesus het dit reeds geweet. Ook vandag, ook hierdie oomblik, is dit ook vir jou en vir my vervul. Jesus is gesalf om die goeie nuus te verkondig, genesing te bring, vrylating en sig te herstel, om mense in vryheid weg te stuur en om profeties die tydsberekening van God vir my en jou te verklaar. Die Gees van die Here is steeds op hom. En omdat hy binne jou en my deur sy Gees leef, is daardie Gees en salwing ook op jou en op my. En daardie Gees kan ons vandag in een verduideliking vaskryf. Dis die Gees van die opstanding. Dis die Gees van die opstanding. Dis in die krag van sy opstanding wat ons vandag kan verklaar en sê, because of his resurrection power, I can stand in authority. Sy opstanding gee my die heerskappy, want ek het 'n nuwe posisie ingeneem in Christus Jesus. Hoor die woord vandag, Romeine 8 vers 10. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Efesiërs 1 vers 18, verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, want ek het 'n opdrag, ek het 'n roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het, in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand van in die hemel. Waar alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, sodat, Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Kolossense 2 vers 12, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Handelinge 4 vers 33. Met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. Wat is die getuienis wat die kerk dra? Die opstanding van Jesus. En groot genade was oor hulle almal. Johannes 11:25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe,
al het hy ook gesterwe, natuurlike heenwysing na Lazarus. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? En hier is die belangrikste vraag van die dag. Glo jy dit? Glo jy dat die krag van sy opstanding leef binne jou deur sy gees? Daarom, omdat hy my in 'n posisie in Christus vasgemaak het deur geregtigheid, kan ek in heerskappy staan. Ek glo dit. Ek glo dit. Hy is die opstanding en die lewe. My en jou geloof in Christus as die verreëse seun van God, die een wat in oorwinning en heerlikheid opgestaan het, stel opstandingskrag in jou en my vandag opnuut vry. Ons kan beweeg, ons kan ons opdrag uitvoer, want ons het opstandingskrag. Ons kan die heerlikheid van God beleef, die krag en werking van die Heilige Gees erken, want ons is gevul met opstandingskrag. Glo jy dit? Glo jy dit? Want dis die sleutel. Familie, hierdie tafel simboliseer vandag opstandingskrag. En alhoewel ons die liggaam van Jesus wat gebreek is vir my en jou erken, en terwyl ons die bloed van Jesus wat gevloei het sodat ons genesing en lewe kan hê, gevloei, so terwyl ons dit erken en glo, weet ek en jy vandag dat hierdie tafel simboliseer opstandingskrag vir my en ook vir jou. Dis opstandingskrag. Die erkenning van sy oorgawe aan die wil van die Vader. Ek hou opstandingskrag vandag vir my en jou. En dis vir jou beskikbaar, my vriend. Nie net vir jou nie, maar ook vir die opdrag waarmee God jou toegerus het. Ook vir die posisie van heerskappy en gesag waarvoor hy jou aangestel het. Amen. Daar's opstandingskrag deur sy bloed. En dis binne jou. Glo jy dit? Glo jy dit? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons erken vandag hierdie tafel as 'n tafel waar U die prys voorbetaal het. En Here, ons besef ook vandag dat hierdie tafel is nie net 'n heenwyse na die liggaam en na die bloed wat gevloei het. Maar Here, daar's 'n groter impak wat vandag hier is om te sê, maar wat is die rede vir sy liggaam en sy bloed wat gebreek is en gevloei het? Die rede is sodat ek en jy in heerlikheid van sy oorwinning kan staan in volle heerskap.